Hallo jaar eens, ons gaan gou jou leerpapiere vir PSW bespreek. Jy skryf die 12de November. Kom ons begin op bladsy 1, afdeling A, ontwikkeling van self. Wat is boelie? Boelie is 'n aggressiewe, negatiewe, ongewenste optrede teenoor 'n ander individu. Dit behels 'n magbalans en word herhaal, of dit kan met verloop van tyd herhaal word. Daar is 4 tipes boelies, kom ons kyk gou verbaal, is as jy iemand name noem, jy terg iemand, rassistiese opmerkings, jy sarkasties met iemand, jy versprei gerugte van iemand, jy maak lelike kommentaar teenoor iemand en jy's intimiderend. Dan kry jy sosiaal, jy versprei leuns van iemand, jy maak lelike grappe, of as jy iemand uit jou vriendegroepie uitsluit. Fisies is hierdie een, jy maak ongewenste aanmerkings teenoor iemand, jy slaan iemand, jy stamp iemand, jy spoeg iemand, jy stoot iemand, jy pootjie iemand, om iemand te pootjie is om iemand te trip. Dan cyberboelie, dit is met jou selfoon, jy versprei gerugte deur WhatsApp, jy noem mense name aanlyn, jy maak lelike kommentaar op enige sosiale media. Wat moet jy doen as jy geboelie word? Jy sê vir die boelie om te stop, jy loop weg of jy vertel 'n volwassene, jy vertel enige groot mens wat jy ken. Dan bladsy 2 is grondwetlike regte en verantwoordelikhede, is jou kinderregte. Wat se regte het jy as 'n kind? Jy het die reg op onderrig, elke kind het die reg om geestelik en fisies ontwikkel te word in 'n skool. Waardigheid, die reg om met respek behandel te word en erken die waarde van elke persoon. Vryheid van spraak, die reg om te praat en gehoor te word as jou regte geskend word. Basiese behoeftes, die reg tot behuising, klere en voedsel. Die reg tot naam en nasionaliteit, elke kind het die reg om by geboorte geregistreer te word. Gesondheidsorg, om die nodige mediese sorg en behandeling te ontvang indien en wanneer dit nodig is. Identiteit, die reg om te wees wie jy wil wees en die reg om jou seksuele oriëntasie te kies. Die reg op geloof, die keuse om jou eie geloof en morele waardes te kies. Beskerming teen verwaarlosing en mishandeling, die reg om teen alle tye in 'n veilige omgewing te wees, of dit nou is by die huis of by jou skool of enige ander plek. Gesin en ouerlike sorg, die reg om binne 'n gesinsomgewing grootgemaak te word. So daar het jy dit is die regte wat jy het as 'n kind. Bladsy 3. Die persoonlike staat van netto waarde. Wanneer ons dink aan die waarde van mense om ons, dink ons gewoonlik aan hoe vriendelik, eerlik en verantwoordelik hulle is of nie is nie. Hierdie staan bekend as persoonlike waarde. Om te bereken hoe ryk jy is, kan jy 'n staat van netto waarde optrek. 'n Staat van netto waarde is 'n lys van al jou bates wat jy besit en jou laste, dit is jou skuld. So jou bates is wat jy besit en jou laste is wat jy skuld. Bates is die items wat deur 'n individuele persoon besit word en waaraan waarde geheg kan word. Voorbeelde van bates is jou fiets, die hoeveelheid geld wat jou vriend by jou geleen het, die kontant in jou beursie en die geld in jou bankrekening. OK, so kom ons kyk gou hierna. Netto waarde word bereken deur die volgende formule te gebruik. Jou bates, dit wat jy besit, minus jou laste, dit wat jy skuld, is jou netto waarde. Kom ons kyk gou na die staat wat hieronder is. Jou foon, jou lening, jou kontant, kredietkaart, klere rekening, motor en meubels. So jou bates gaan wees jou foon van R1.500, kontant van R4.700, jou motor van R130.000, jou meubels van R46.500. OK, jou totale bates is dan R182.700. Jou laste wat jy skuld, jy het 'n lening van R20.000, jou kredietkaart is R1.350 en jou klere rekening is R650. Jou totale skuld is dan R22.000. So nou vat ons bates minus ons laste, dan kom ons uit op R160.700. Hier wys ons dit hieronder vir jou bates, dit wat jy het, minus jou laste, dit wat jy skuld, en dit is jou netto waarde.
OK, bladsy 4, ontwikkeling van self. Hoe respekteer jy jou eie liggaam en ander se liggame? Kom ons begin deur iets duidelik te maak. Selfrespek maak jou nie narcisties of selfgesentreerd nie. Inteendeel, dit beteken die teenoorgestelde. Selfrespek gaan oor 'n diep gevoel van eie waarde en selfliefde om aan te toon dat jy waardig is om liefde te ontvang en om liefde te gee. So wat beteken dit? Om jouself te respekteer beteken om jou eie waarde en waarde as 'n mens te gee en te identifiseer. Dink so daaraan, as jy nie jouself respekteer nie, wie gaan jou respekteer? OK, en hoekom is dit belangrik om respek te toon? Om respek te hê is noodsaaklik vir gesonde verhoudings, ongeag of dit 'n verhouding persoonlik of professioneel is. Of dit nou 'n verhouding is met 'n vriendin by die skool of 'n verhouding met eendag in jou werksplek met jou baas. Wanneer jy nie respek toon aan ander nie, kan jy nie respek terug verwag nie. As jy nie jouself gaan respekteer nie, gaan ander jou ook nie respekteer nie. Respek speel 'n belangrike rol in beide ons persoonlike identiteit en die verhouding wat ons met ander het. Respek speel ook 'n groot rol in ons sin van sekuriteit en welstand. Kom ons kyk gou wat is die moeds en moenies van respek vir jou liggaam en vir ander se liggame. Die moeds behandel ander soos wat jy behandel wil word, wys verdraagsaamheid en aanvaar verskille, wees beskaaf en toon goeie maniere, hanteer woede, beledigings en verskille op 'n vreedsame manier. Die moenies, moenie iemand beledig en ander spot nie, moenie ander mense sleg sê met swak taal gebruik nie, moenie ander mense dreig, slaan of seermaak nie. Ons gaan op bladsy 5. Kom ons gesels gou oor oordraagbare siektes. Wat is 'n oordraagbare siekte? 'n Oordraagbare siekte is 'n siekte wat van een persoon na 'n ander oorgedra word deur 'n verskeidenheid van maniere wat insluit as jy in kontak kom met iemand anders se bloed, se liggaamstowwe, inasem van 'n ligvirus, besmette voedsel of om deur 'n insek gebyt te word. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, NICD, is die nasionale openbare gesondheidsinstituut vir Suid-Afrika. Kom ons kyk na die eerste siekte is pampoentjies. Dit kry jy gewoonlik as jy 'n kind is. Pampoentjies is 'n aansteeklike siekte wat lei tot die pynlike swelling van die speekselkliere hier in jou nek. Jy swel in jou nek. Die simptome daarvan is pyn in jou gesig, jy kry 'n hoofpyn, jy kry verskriklike koors, die swelling van jou speekselkliere en geswelde slape of by jou kakebeen. Wat is die voorkoming daarvan? Gebruik die MMR-enstof wat die beste voorkoming is teen pampoentjies. Kinders van 12 tot 15 maande moet hierdie inenting kry. OK, dit is pampoentjies. Dan gaan ons oor na tuberkulose. Tuberkulose as TB is 'n aansteeklike siekte wat die longe affekteer. Tuberkulose kan ook na ander dele van die liggaam versprei, soos jou brein en jou ruggraat. Kom ons kyk gou na simptome. Jy hoes en dit hou langer as 3 weke. Jou borspyn, wanneer jy hoes, hoes jy bloed. Jy het koors, jy verloor gewig en jy voel die heeltyd moeg. Hoe voorkom ek om TB te kry? Hou jou mond toe wanneer jy lag, nies of hoes as jy TB het. Dra 'n masker tussen mense en hou jou plek goed geventileerd. OK, dan algemene verkoue is ons nommer 3 oordraagbare siekte. Verkoue is 'n virus wat enige tyd van die jaar kan voorkom. Dit is meer algemeen gedurende die winter of tydens die reenseisoen. Simptome van 'n algemene verkoue is jy het 'n toeneus of jou neus loop bietjie, jy het 'n krapperigheid in jou keel, jy nies, jy hoes, jy het hoofpyn en jou spiere pyn. Die voorkoming van 'n verkoue is was altyd jou hande, ontsmet jou oppervlaktes en gebruik handsaniteringmiddels. Dan gaan ons na bladsy 7 toe. Waterpokkies, dis ook 'n lekker kindersiekte wat jy kan kry saam met pampoentjies. Waterpokkies is 'n aansteeklike siekte wat die hele liggaam van 'n persoon affekteer.
Dit word gekenmerk deur 'n uitslag wat voorkom op die vel en dit juk verskriklik erg. Simptome hiervan is jy het koors, jy het hoofpyn, jou maagpyn, jy het oorpyn, jou keel word seer en dan, hoe jy kan sien jy het waterpokkies, dan het jy van 250 tot 500 rooi knoppies op jou lyf wat verskriklik erg juk. Die voorkoming hiervan, dit is moeilik om dit te voorkom, omdat dit hoogs aansteeklik is voordat die uitslag sigbaar is. Inentings kan help om die siekte te voorkom. Dan het ons malaria. Malaria is 'n parasitiese siekte wat deur 'n muskiet oorgedra word. Dit tas 'n persoon se rooi bloedselle aan. Die simptome hiervan: koors, hoofpyne, naarheid, sweterigheid, spierpyne, bloederige stoelgang en jy kry koue rillings. Hoe kan ek dit voorkom? Ons kry voorkomende medikasie wanneer jy reis na 'n malaria gebied. Gebruik insekafweermiddels, dra klere wat beide jou arms en bene bedek. Okay, en dit is dan ons oordraagbare siektes. Daar is 5. So, kom ons gaan aan na bladsy 8 toe. Geweld by die huis, by die skool en in die gemeenskap. Mense ervaar elke dag geweld. Soms vind geweld by die huis plaas. Om iemand by die huis seer te maak, deur hom te skop of te slaan of dinge te sê wat hulle bang of skaam laat voel, is huishoudelike geweld. Soms sien ons geweld by die skool wanneer kinders beklei of ander kinders boelie. Soms sien jy of weet jy dalk van geweld wat in jou gemeenskap plaasvind, soos bendeaktiwiteite, alkohol en dwelmmisbruik. Nou het die tegnologie kinders nuwe maniere gegee om ander kinders af te knou wanneer kinders herhaaldelik en opsetlik gemeen met mekaar is deur gebruik van selfone of die internet. Noem ons dit cyberbullying. So kom ons kyk gou na die 4 tipes geweld. Dit is belangrik. Jy kry 1 jou huishoudelike geweld. Dit is wat in jou huis gebeur. Soos kindermishandeling, jy word verskriklik geslaan by die huis. Dan mishandeling van 'n eggenoot, jou man of jou vrou slaan jou, en dan 'n geslaanery. Dit is maar as jy in die huis geslaan word. By die skool is daar bekleierery. Dit is geweld by die skool, is as jy onder jou vriende beklei, of as jy hulle boelie. Nommer 3, geweld in jou gemeenskap, is goed soos bendeaktiwiteite, alkohol en dwelmmisbruik, aanrandings, skietery en moorde. Cyberbullying wat baie gewild is onder ons tieners, is selfone, internet en sosiale media. Is wanneer jy lelik is met iemand op sosiale media, dit is cyberbullying. Kom ons gaan na bladsy 9 toe. Daar is nie 'n bladsy 9 nie. Okay, jaar 1, baie sterkte met jou vraestel.